U vind ons skriflesing vanoggend uit die 10de hoofstuk van die boek Romeine. Broeders, die verlange van my hart en die gebed wat ek tot God vir Israel doen, is tot hulle redding. Want ek getuig van hulle dat hulle 'n ywer vir God het, maar sonder kennis. Want omdat hulle die geregtigheid van God nie ken nie, en hulle eie geregtigheid probeer oprig, het hulle hul aan die geregtigheid van God nie onderwerp nie. Want Christus is die einde van die wet tot geregtigheid vir elke een wat glo. Want Moses beskryf die geregtigheid wat uit die wet is. Die mens wat hierdie dinge doen, sal daardeur lewe. Maar die geregtigheid wat uit die geloof is, sê dit, moenie in jou hart sê nie, wie sal in die hemel opvaar, naamlik om Christus af te bring, of wie sal in die afgrond neerdaal, naamlik om Christus uit die dode op te bring? Maar wat sê dit? Naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van die geloof wat ons verkondig. As jy met die mond die Here Jesus bely, en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid, en met die mond bely ons tot redding. Want die skrif sê, elkeen wat in hom glo, sal nie beskaam word nie. Want daar is geen onderskeid tussen Jood en Griek nie, dieselfde Here, tog is Here van almal en is ryk oor almal wat hom aanroep. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Hoe kan hulle hom dan aanroep in wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Soos geskrywe is, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig, maar hulle was nie almal gehoorsaam aan die evangelie nie. Want Jesaja sê, Here, wie het ons prediking geglo? Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Maar ek sê, het hulle miskien nie gehoor nie? Ja, seker. Oor die hele aarde het hulle stem uitgegaan, en tot by die eindes van die wêreld hulle woorde. Maar, ek vra, het Israel dit miskien nie verstaan nie? Ten eerste sê Moses, ek sal julle jaloers maak op die wat geen volk is nie, en ek sal julle toorn opwek teen 'n onverstandige volk. En Jesaja durf self sê, ek het my laat vind deur die wat my nie gesoek het nie. Ek het verskyn aan die wat na my nie gevra het nie. Maar van Israel sê hy, die hele dag het ek my hande uitgebrei na 'n ongehoorsame en teesprekende volk. Vers 15 wat ons gelees het, praat van die lieflike voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, die evangelie van die goeie. En dit is na aanleiding van die woorde, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, vers 15, wil ek dan vanoggend die tema so noem, voete van vrede. Ons het pas deur die Pinkstertyd beweeg, my broeders en susters, en dit is absoluut noodsaaklik dat ons sal verstaan dat die Pinksterkrag wat God aan ons verleen, is nie verniet nie. Dit is nie sodat ons maar net beter mense kan wees en meer vroom kan wees nie. As ons die vrede van God in ons hart ontvang, dat ons vervul is met die Heilige Gees, dan moet ons ook verstaan dat daar 'n uitloop in ons lewe behoort te wees. Jy sien, want anders word ons geestelike lewe soos 'n dam wat daar 'n invloei is, sonder 'n uitvloei. Die water word vrot. Daar broei allerhande bakterieë en pestilensies uit en kolera ontstaan en wat dit ook al mag wees.
Jy sien maar die water wat ons ontvang was nog nooit bedoel om stil te staan nie. Nee, dit is bedoel dat in ons 'n fontein sal opspring tot in die ewige lewe. Dit behoort borrelende, bruiselende water te wees wat uit ons binneste vloei. Anderster word dit wat ons ontvang doodeenvoudig vrot. En daar is geen vrug daarop nie. Daar behoort van hierdie heerlike water wat uit ons vloei, gedrink te word. Ja, mense behoort die vrug van dit wat God in ons lewe doen te geniet, soos die vrug van die Gees uit ons binneste te voorskyn kom en mense beleef dit en mense kan dit sien en ook geniet. Ons is geroep daarvoor dat daar aksie sal wees by dit wat ons ontvang. Die verhaaltjie van D.L. Moody nadat hy gepreek het en die man hom toe besoek het en vir hom gesê het, meneer Moody, dit waarvan jy gepreek het vanoggend, van die vervulling met die Heilige Gees, ek weet waarvan jy praat. Want dit is nou vir 5 jaar al wat ek so op die berg van verheerliking wandel met God. Hierdie geestelike belewenis om so met God te wandel. En vra meneer Moody vir hom in hierdie tyd wat jy daar op die berg gewandel het en sulke wonderlike gemeenskap met God, hoeveel siele het jy vir Jesus bereik in die tyd wat jy so naby aan God wandel? En die man trap hierdie kant toe en die man trap daardie kant toe en hy hakkel en hy stotter en meneer Moody vra vir hom, nee, sê vir my, hoeveel mense het jy bereik in hierdie tyd? En uiteindelik toe hy gedruk word vir 'n antwoord, toe sê hy, nee, hy kan nie dink aan enige iemand nie. Toe sê meneer D.L. Moody vir hom, wel, ons stel nie in daardie soort heiligheid belang nie. Daardie soort heiligheid waar jy so hoog op die berg is, dat jy nie laag genoeg kan kom om sondaars uit die modder uit op te trek nie. Jy sien, uiteindelik moet ons voete van vrede hê wat uitbeweeg. Waarom wil die Here ons bekragtig met krag uit die hoogte? Dat ons net mooier gepoleer kan word, dat ons net meer vroom kan word en ouliker kan word en meer heilig kan word? Nee, my broeders en susters, Handelinge 1 vers 8 sê, maar die Heilige Gees sal oor julle kom en julle sal my getuies wees. Dis die doel van die bekragtiging met krag uit die hoogte, dat ons voete van vrede sal hê, dat ons sal uitbeweeg om te doen wat God vir ons gesê het, dat ons liggame wat vroeër diensbaar aan die ongeregtigheid was, soos Romeine 6 vers 19 sê, nou tot beskikking van God gestel sal word. Hierdie selfe hande, hierdie selfe voete, hierdie selfe mond, hierdie selfe liggaam wat vroeër die wêreld gedien het, dien nou God deur voete te hê van vrede wat uitbeweeg met die kosbare evangelie van Jesus Christus. Anders is Pinksterkrag verniet en selfs ook doelloos in 'n mens se lewe. As dit jou maar net 'n bietjie vromer maak, net 'n bietjie mooier maak, as jy nie voete van vrede het nie. Wie van julle sal die motorwerktuigkundige bel en vir hom sê, luister my maat, ek moet my kar bring vir 'n diens, hy het nou 'n paar kilos agter die blad, ek ry elke dag met hom, hy moet nou gediens word. En dan sê hy vir jou, meneer, bring jou kar sommer vandag, ek sal hom vir jou diens. En jy laai hom vroeg die oggend daar by die motorwerktuigkundige af, en jy sê vir hom, terwyl jy daar kom, gee sommer vir hom 'n major service. Die spark plugs en die air filter en sommer die timing belt, die works moet gedoen word. Ek soek net die beste olie. En hy sê, meneer, ons gaan dit vir jou doen. En dan sê hy, maar hy sal jou later bel as die voertuig nou reg is. Nou los jy die voertuig daar. En hier laatmiddag bel hy jou en hy sê vir jou, meneer, jou voertuig is reg, jy kan hom ook omhaal. En daar kom jy met 'n bakkie met 'n sleepwa aan, en uiteindelik trek jy die sleepwa so, hierdie voertuig sleepwa, en jy trek hom so, en jy sê vir hom, nou maar toe, help my, laat ons die kar opstoot. En dan stoot julle nou die kar, wat nou net pragtige diens het, wat jy nie oggend soen toe gery het, nou stoot julle hom op hierdie voertuig sleepwa, en toe hy nou op is, nou strap jy sy wiele lekker vas, en daar gaan jy huis toe met hom.
By die huis aangekom, draai hom nou so, dat die sleepwa nou sommer so na die garage toe wys, jy maak die garage oop, en jy maak die straps los, en jy stoot jou voertuig so in die garage in, jy sluit hom, jy maak die garage toe, en jy smy die sleutels van die voertuig weg, om nooit weer met hom te ry nie. Wie van u sal dit doen? Jy weet my broeders en susters, maar dis wat mense met die krag van God doen. Dis wat mense met die Heilige Gees doen. Hulle dink as hulle nou eers geservice word, dan sluit hulle nou hulle binneste toe. En uiteindelik om nie weer diensbaar te wees nie. Hulle dink dit was nou maar net gewees vir hulle om nou bietjie beter te lyk. En dan uiteindelik maak hulle binneste toe en daardie vrede, daardie diens wat hulle ontvang het, kom nie uit nie. Hierdie gedeelte wat ons gelees het, praat van die lieflike voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, die evangelie van die goeie, om hierdie nuus uit te dra. Ons kan nie dit vir onsself hou nie. Dit is soos toe ons gesing het in die sonnaskool. Dit borrel in my, want ek is so bly. Jesus het my lief. Vir my het hy gesterf en gered van verderf. Ja, Jesus het my lief. Dit borrel alweer en ek kan dit nie keer. As jy werklik begryp wat God vir jou gedoen het, die saligheid wat tot jou deur gedring het, dan sal jou voete ook in beweging kom. En voete van vrede hê. Nou die heel eerste wat ons in hierdie teks sien is vers 13. Die voete van vrede loop met die grootste belofte wat nog ooit gemaak is. Wat sê vers 13? Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. My broeders en my susters, dit is die grootste belofte wat nog ooit tot 'n oor van 'n mens kon kom. Dat elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Dis iets om uit te basyn, dis goeie nuus wat tot 'n mens kom, dat jy gered kan word van die hel, van die oordeel en van die dood. 'n Goeie, blye tyding, 'n evangelie van vrede. Jy sien, dit sal maak dat jy nie daaroor kan stil bly nie. Iemand sê mos vir my, man, die dag as ek die lotto wen, dan gaan ek vir niemand sê nie. Nou buiten vir die feit dat hy nie die lotto moet speel nie, glo ek hom glad nie. Man, jy kan nie eers 'n mikrogolf wen sonder om stil te bly nie. Wat nou nog daarvan as jy 'n groot som geld wen? Jy kan daaroor nie stil bly nie. En as jy dit dalk nou nog reg kry om te swyg soos die graf as jy 'n groot som geld gewen het, gaan ons dit in 'n geval in jou handelinge sien, want die Ford en die Toyota gaan ons nou ingeruil word op 'n Lamborghini. Ons gaan dit sien, dit word sigbaar, my broeders en susters. As jy iets goed ontvang het miskien, dan praat jy daaroor en jy kan nie stil bly nie. Wat nog daarvan om die beste boodskap wat 'n mens kan hoor te ontvang, dat elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Hoe kan 'n mens stil bly daaroor? Dis die lieflike voete van vrede wat uitbeweeg om die evangelie te verkondig. Hoe lieflik is dit om vir mense vrede te bring. Jy weet hierdie klomp telemarketers, hulle bel jou mos op die onnodigste, ongeruimste tyd. En dan bel hulle jou en dan wil hulle nou iets aan jou afsmeer. En so sê ek op 'n stadium vir een van hulle, ek stel nie belang nie. Jy weet, hy sê nogal vir my, meneer, stel jy nie belang om geld te maak nie. Jy sien, hy is so entoesiasties. Hy weet dat sy produk wat hy jou aanverkoop sommer 'n geldmors storie is. Maar hy is so entoesiasties daaroor. Hulle irriteer almal van ons, maar hulle bel jou. Hoeveel te meer behoort ons nie met die voete van vrede uit te beweeg om 'n wêreld te bereik nie. Hierdie boodskap, my broeders en susters, wat van 'n bok 'n skaap maak, wat jou uit die duisternis na die lig bring, wat kaf verander in koring, wat 'n helleling 'n hemeling kan maak. Dis die beste boodskap wat 'n wêreld kan hoor. Dink net vir 'n oomblik aan. Daar is jy jou stalletjie by Nampo en al die boere is daar en jy het 'n produk
wat kaf kan verander in koring. Hulle sal sulke rye en rye staan om jou produk te koop, om allerhande afvalmateriaal te kan verander in koring. Dit sal revolusionêr wees, dit sal hierdie wêreld verander, as jy so produk op die mark kan lewer. Wel, my broeders en susters, daar is 'n boodskap wat van kaf koring maak. En dit is die boodskap van Jesus Christus se verlossing. Daarom kan ons nie anders as om dit uit te dra met vrymoedigheid, iets waaroor ons onsself nie hoef te skaam nie. Dis die beste produk wat gelewer kan word. Ons hoef ons nie daarvoor te skaam nie. Ek onthou toe ons kinders was, my broeders en susters, as hierdie skool nou weer gekom het, met dan moet die kinders nou chocolates verkoop, en dan moet hulle gedroogde vrugte verkoop. Dit was vir my 'n straf. Om daar mense in die gesig te kyk, en nou moet ek goed aan hulle verkoop, of die skool verkoop nou weer kaartjies. Nou het hulle die rugbyveld in dele opgedeel. En nou kry hulle 'n bees, en die plek waar die bees nou mis, as hy nou op jou stukkie wat jy voor sy kaartjie gekoop het, as hy nou daar mis, dan wen jy dit. Maar nou moet ek, nou hoeveel mense sê, wil julle nie kaartjies verkoop nie. Dit was vir my 'n straf. Ek het my boetie Nico geboelie dat hy my kaartjies verkoop. Maar Romeine 1 vers 16 sê, want ek skaam my nie vir die evangelie nie. Want dit is die krag van God tot redding. Jy het nie nodig om jou te skaam vir die beste boodskap wat 'n mens kan hoor. En dit is die boodskap dat elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Jy sien, uiteindelik loop ons in die tweede plek nie net vir die beste boodskap nie, maar ons loop om die regte deur vir mense oop te maak. Dit bring vrede in hulle, want ons het hier gelees in vers 14, hoe kan hulle hom dan aanroep, in wie hulle nie geglo het nie. Let op die deur van geloof, dat dit die deur is waarna toe ons wys, die evangelie, die voete van vrede loop, om die deur van geloof vir mense oop te maak, om hulle daarna toe te wys. 1 Korintiërs 1 vers 21 sê, want aangesien in die wysheid van God, die wêreld deur die wysheid God nie geken het nie, het dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo te red. U sien, dit is die weg waartoe ons mense wys, na geloof in Christus Jesus. Jou geloof kan nie op ander dinge wees nie. Mag ek dit weer aan u sê, want so dikwels vergeet mense dit. Jy kan nie vir mense sê om te glo in die doop nie. Jy kan nie vir mense sê om te glo aan die belydenis van hulle geloof, en nou glo hulle aan al hierdie dinge, en al hierdie dinge maak nou dat hulle salig met God is nie. Dit kan jou nie salig met God maak nie. Die water waarin die padda swem, kan nie jou sonde afwas nie. Die munisipale water kan nie die werk van die bloed van Jesus Christus doen nie. Ons wys mense na geloof in Christus Jesus, uiteindelik dus om die regte deur oop te maak. Dink nou vir 'n oomblik. Die koning van Engeland kom daar aan met sy Rolls Royce. Natuurlik bestuur hy hom nie self nie. En daar trek die bestuurder nou hierdie Rolls Royce sodat die deur waar die koning sit, sommer so direk na die paleis toe wys, dat die koning se deur doeteenvoudig oopgemaak kan word, en die koning uitklim en daar sommer reguit by die trappe opbeweeg na die paleis toe. Maar nou kom die butler daar aan. Nou sien hy die koning sit aan hierdie kant. Nou besluit hy, nee, hy gaan sommer die ander kant se deur vir die koning oopmaak. Dink hy nou die koning moet nou daar op sy agtersitplek skuif na die ander kant se deur toe, laat hy nou daar uitklim. En dan as hy sien die koning begin so 'n bietjie beweeg, en maak hy die deur toe, dan gaan hy nou vorentoe, dan maak hy sommer nou die bestuurder se deur oop, en fluit so vir die koning, klim sommer hier uit. Dink daai man gaan nog 'n job hê? Hy gaan nie, hy gaan gefire word. Jy sien, maar dit is wat mense dikwels doen. Hulle praat allerhande stories, en probeer allerhande maniertjies,
om vir mense deure oop te maak, maar dis die verkeerde deur, dis nie die regte deure nie. Daar is net een deur, alle paaie lei nie na Rome nie. Dis net deur Jesus Christus. 1 Johannes 5 vers 12 sê, wie die Seun het die lewe, wie die Seun van God nie het nie die lewe nie. Al is jy nou ernstig in jou geloof, en al is jy opreg, jy kan opreg verkeerd wees. Maar dis net deur Jesus Christus, hy is die enigste manier om die saligheid te beerwe, en die voete van vrede loop nie om oordeel te verkondig nie, en dis waar die wêreld dikwels kinders van die Here van beskuldig. O, julle veroordeel, ons veroordeel niemand nie, dis in liefde wat ons sê, Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Dis nie 'n boodskap van veroordeling vir die wat nou buite Christus is nie, dis juis 'n boodskap van liefde, dat hulle Jesus kan aanvaar as verlosser en saligmaker. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Die regte deur van geloof, want uit genade is julle gered, deur die geloof en dit nie uit julleself nie, dat niemand kan roem nie, dat niemand kan sê, wel, ek het myself in die hemel gekry nie. Dis net deur Jesus Christus, sê Efesiërs 2 vers 8. Maar die derde, nie net die regte deur of met die beste belofte nie, ons loop met voete van vrede ter wille van ander mense. Hoe kan hulle dan in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie, sê vers 14. Wie is hierdie hulle wat moet hoor? Dis ons wat die evangelie moet uitdra, sodat ander kan hoor. Ons stap met die voete van vrede ter wille van ander. Dit gaan nie oor jouself nie. Daar is niks in vir jou nie. Daar is geen voordeel wat jy daaruit kan trek nie. Daar is geen klop op die skouer wat jy gaan kry nie. As jy stap vir stap boekie vir iemand gee, of as jy met jou buurman oor Jesus praat, daar is dikwels vir jou eerder spot, daar is eerder belediging, daar is niks vir jou nie. Miskien in die lewe hierna, ja, wanneer die Here Jesus in Openbaring 22 vers 12 sê, kyk ek kom gou en my loon is by my om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees, maar dit is eendag, maar hier en nou kry ons niks. Dit gaan nie oor ons nie. Dit gaan oor 'n wêreld daar buite, my broeders en susters, ter wille van ander. Dit is 'n selflose, onselfsugtige daad. Ek onthou jare gelede, as ek so jong predikant daar in Brits, en uiteindelik ons deel een Vrydagmiddag traktaatjies uit, ek en oorlede oom Johan Smol. En ek kyk so op 'n stadium vir oom Johan Smol, terwyl ons daar in die son van Brits bak. Op 'n Vrydag, terwyl almal daar rond beweeg en hulle dinge regkry vir die naweek, en ek kyk so na oom Johan Smol en ek dink by myself, oom Johan, wat doen jy hier, saam met my in die straat, wat die bloedige son van Brits ons brand? Wat doen jy hier? Jy kon nou lekker daar by die huis gelê het en jou gevriesde ouros gedrink het waarvan jy so hou. Jy kon op die bank gelê het, na 'n lang dag se werk, en jy kon bietjie cricket gekyk het of bietjie ontspan het, maar hier is jy nou in die son saam met my. En uiteindelik, my broeders en susters, wanneer ons die evangelie uitdra en aan mense verkondig, dan is dit nie vir onsself, vir ons eie gerief en ons eie gemak nie. Dit is ter wille van ander mense, dat hulle die wonderlike boodskap sal hoor. Jy weet, Coca-Cola het die visie en die missie, dat elke mens, vroeër of later, iewers in sy lewe, dis hulle visie wat hulle het, dat elke mens iewers in sy lewe sal proe hoe dit proe om 'n Coca-Cola te drink. Seker nou nie 'n unleaded nie, hierdie suikervrye Coke nie. Dit is dan baie sleg. Maar 'n regte Coke. 'n Regte Coke te drink. Dis hulle visie. Dat elke mens iewers sal proe hoe proe dit om 'n Coke te drink. My broeders, as dit hulle visie
in hierdie wêreld is, hoeveel te meer behoort ons nie gemoeid te wees, dat iemand van die water sal drink, sodat hulle nooit weer dors sal kry nie. Die water wat Jesus Christus die wêreld aanbied, dis die beste boodskap ooit, dis ter wille van ander mense, dat ons dit uitdra, dat hulle hierdie vreugde sal ervaar, dat dit ook in hulle sal opspring, dis die voete van vrede, om dit by hulle uit te bring, 'n blye boodskap. Maar die vierde wat ek vir u noem, is dit loop met die woord in die mond. Voete van vrede loop met die woord in die mond. En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? Die evangelie, my broeders en susters, is 'n boodskap. Dit is woorde wat geformuleer word. Dit is woorde wat ingespan word en sinne word daardeur gekonstrukteer. Dit uiteindelik vloei in 'n boodskap. Dit begin by die mens se probleem en dit eindig by God se oplossing. Dit begin by die sonde en dit eindig by die kruis en opstanding van Jesus Christus. Dit begin by die slegte nuus en dit eindig by die goeie nuus. As jy die een sonder die ander vertel, dan is dit nie die ware evangelie nie. As jy die boodskap van sonde en van dood en van hel en van oordeel verkondig, sonder die genade van God, sonder die liefde wat daar in Christus Jesus is, en jy verkondig net die oordeel, dan los jy mense in hopeloosheid. Maar as jy dit anders doen, en jy verkondig net liefde, en jy verkondig net genade, sonder die slegte nuus van die oordeel en van die dood, dan los jy mense in eie waan en trots. God het my so lief, maar hy sê nie vir jou, hoekom hy jou so lief het nie. Dat jy 'n sondige, doemwaardige mens is, wat uit genade gered behoort te word. Jy sien, daar is slegte nuus en goeie nuus. En dit kan nooit sonder mekaar verkondig word nie. En ongelukkig in die tyd waarin ons lewe, word of een van die twee kante oorbeklemtoon. En hoofsaaklik die genade kant, die liefde kant. Dis al wat jy deesdae hoor, dis net liefde en genade. En die mens dink hulle is so oulik dat God net lief is vir hulle. Maar daar word nie vir hulle gesê van die sondeprobleem waaruit ons gered behoort te word nie. My broeders en susters, by geleentheid oor so gehoor, toe vra iemand, skyn die sterre in die dag? En mense sê nee, maar die sterre skyn nie in die dag nie. Dis egter nie waar nie. Die sterre skyn ook in die dag, jy kan hulle net nie sien nie. Jy sien, dit is eers teen die donker agtergrond van die nag, dat die sterre van God se genade so helder word. Dis eers as jy die mense probleem sien, hoe ons in algehele doemwaardigheid verlore is, teen die agtergrond van die duistere nag, dat die genade van God vir ons uitstaan en helder word. Dis die boodskap van die evangelie, die woord wat in ons mond behoort te wees. Ons het hier gelees, en as u, terwyl ons dit gelees het, gewonder het, wat beteken dit? Nou lees ons hier, dat Israel hulle eie geregtigheid opgebou het. Hulle verwerp die kennis van die ware geregtigheid, hulle onderdruk dit, hulle bou hulle eie geregtigheid op. Nou sê Paulus vir hulle, Moses sê, onthou net, die wat sulke dinge doen, sal daardeur lewe. Hy sê eintlik vir hulle daardeur, onthou net, as jy deur die wet wil lewe, sal jy deur die wet geoordeel word. Dit moet jy weet. Maar wat ons verkondig is die boodskap van genade in Christus Jesus, dat jy geloof in Christus Jesus kan hê. En dan sê hy twee dinge wat jy nie moet sê nie. Moenie sê, ek kan opklim in die hemel en God afbring. Ag, as ek maar net kan opklim en Christus afbring. Hy sê, moenie dit sê nie. Hy sê, moet ook nie sê, as ek maar net kan afgaan en Christus opbring. Hy sê, moenie dit sê nie. Maar dan sê hy, maar wat sê hy? Naby jou. Jy sien, dan praat hy van in jou mond en in jou hart. Dis nie ver dat jy moet opklim, en baie mense sê ons, ag Here, as ek net kan opklim om na u toe te gaan, of Here, as u net kan afkom om na my toe te gaan, asof God ver is. Hy sê, nee, moenie dit sê nie. Die woord wat in jou mond behoort te wees, is dat die reddende genade van God naby is. Dis so naby soos jou mond en jou hart.
Dis so naby dit is. Iemand wat met sy mond bely en met sy hart glo. Want as jy met die hart glo, dan glo jy tot geregtigheid en met die mond bely jy tot redding. Dis so naby, my vriend. Die saligheid kom so naby aan iemand, so naby as sy mond en sy hart. Dis baie naby. En dis die boodskap wat ons verkondig. Jy hoef nie Israel toe te gaan en daar in Jerusalem die saligmaker te vind nie. Jy hoef nie Samaria toe te gaan nie. Jy hoef nie te sê, wel op hierdie berg gaan ek aanbid en op hierdie berg gaan ek aanbid nie. Dis wat die Here Jesus vir die Samaritaanse vrou sê. Daar gaan 'n uur kom wanneer ek oral aanbid word in gees en waarheid. Dis so naby soos jou mond en jou hart. So naby. Maar dis baie keer so naby vir mense en tog so ver. Want hulle hart is ver van God af. Dis nie dat die saligheid ver is nie, dis dat hulle harte ver van God af is. Maar dis 'n boodskap wat mense moet hoor. Die saligheid is naby, die saligheid is naby. Dis 'n boodskap wat ons moet verkondig. En my broeders en susters, ek verstaan wat mense deur hierdie stelling bedoel, maar ek wil u tog waarsku teen hierdie stelling. Die stelling wat sê, verkondig die evangelie en indien nodig gebruik woorde. Het u dit al gehoor? Ek het dit al baie gehoor wat mense dit sê. Verkondig die evangelie en indien nodig gebruik woorde. Ek verstaan wat hulle daardeur bedoel. Hulle bedoel daardeur dat jy 'n goeie lewe moet hê. Verkondig die evangelie met jou lewe en indien nodig gebruik woorde. Maar my broeders en susters, dis 'n gevaarlike stelling. Maar dis 'n stelling wat mense dan dalk kan dink, wel, ek kan maar net die evangelie verkondig met my mooi lewe. Luister my broeders en susters, daar's party moslems wat ook mooi lewens het. Hulle verkondig nie die evangelie deur hulle mooi lewe nie. Daar's baie keer 'n ateïs wat 'n pragtige lewe het, maar hy verkondig nie die evangelie nie. Let op, verkondig die evangelie en indien nodig gebruik woorde. Nee, dis altyd nodig om woorde te gebruik. Die evangelie is 'n boodskap wat oorgedra moet word, dat mense tot die kennis van die waarheid kan kom. Dis wat ons hier gelees het. Jy kan nie die evangelie verkondig net met 'n mooi lewe nie. Ja, jou mooi lewe behoort die evangelie boodskap te ondersteun en nie te teespreek nie. Maar die evangelie is 'n boodskap. Dis in jou mond. Hy wat die Here Jesus Christus aanroep sal gered word. Want as jy met die hart glo tot geregtigheid en met die mond bely tot redding, sal jy gered word. Dis 'n boodskap wat begin by die slegte nuus en eindig by die goeie nuus. Dis nie moeilik om iemand na Jesus toe te lei nie. Dit begin by die slegte nuus en dit eindig by die goeie nuus. 'n Boodskap wat verkondig moet word. Maar dan die laaste. Die voete van vrede loop in opdrag van die koning van die konings. Ja, met die beste boodskap wat nog ooit verkondig kan word, wys die regte deur vir mense dat dit deur die geloof is in Christus Jesus, ter wille van ander mense, met die woord in die mond, maar in opdrag van die koning van die kerk. Vers 15, hoe kan hulle preek? Dit is die boodskap in die mond, as hulle nie gestuur word nie. Ons het die opdrag van die opperherder in Markus 16 vers 15. Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Ons het die mandaat van die Messias om gestuur te word, soos ons lees in Johannes 20 vers 21. Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir hulle. Ons praat vanoggend oor voete van vrede. Hy sê vir hulle, vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Hoor jy wat sê die woord? Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Sy laaste opdrag is ons hoogste prioriteit, dat ons die evangelie aan die verlore wêreld moet bring. Jesaja 6 vers 8. Daarop hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek,
Here, ek is 'n bietjie besig. Toe antwoord ek, Here, ek het my innings gehad. Toe antwoord ek, ag Here, U weet darm, ek kan nie nou nie. Toe antwoord ek, Here, ag, ek is so skaam en teruggetrokke. Toe antwoord ek, Here, ek het darm baie hooi nou op my vurk. Dit is hoe mense met God maak. Sy roepstem gaan uit, dat mense betrokke sal wees in die uitdra van die evangelie, maar hulle is so besig met hulle eie lewens, dat helaas hulle lewe sal verbygaan. Dan het hulle nie een siel na Jesus gelei nie. Nog nooit in iemand se oë gekyk om te sien hoe 'n bok verander in 'n skaap, hoe duisternis uit sy binneste wyk, hoe kaf koring word nie, hulle lewe verby. Al hoekom hulle Jesus aangeneem het, was dat hulle 'n brandpolis kan kry, dat hulle nou nie in die hel sal wees nie, maar geen bekommernis en las oor ander mense nie. Charles Spurgeon het gesê, as jy nie bekommerd is oor ander mense se siele nie, as jy alleen bereid is om hemel toe te gaan, is jy heel waarskynlik nie op pad soontoe nie. Jy sien wat ander mense met die Here doen is, hulle hoor die roepstem van God wat met hulle praat. En hulle roep vir voltydse diens, om te gaan en antwoord op die stem van die Here, maar weet jy wat doen hulle? Hulle sê, Here, daar's 'n appelboom. En ek gaan nou onder daai appelboom deurloop en as daar 'n appel op my kop val, dan weet ek, U het my geroep. Dis wat mense doen. Here, ek gaan nou 'n wolvliesie uitsit. Here, as hierdie ding nou so gebeur, as daar nou 'n weerlig uit die hemel uitslaan, dan weet ek, U het my geroep. Luister vriende, God het klaar geroep. Hy sê, wie sal ek stuur? En wie sal vir ons gaan? Dis nie jy wat by hom bevestiging moet kry nie, dit is hy wat by jou bevestiging moet kry. Jy is die een wat moet sê, Here, hier is ek, stuur my. Het jy vanoggend die skoene aan vir die bereidheid van die evangelie? Is jou voete van vrede, wat nie op onregspaaie loop nie, maar in die welbehae en die wil van die Here? Het jy hierdie voete van vrede? Die uurglas van God is besig om uit te loop vir hierdie wêreld, nie net vir die wêreld nie, maar vir ons ook. Elke dag is nog 'n dag nader aan ons eie dood. Die vraag is, wat gaan ek doen met die tyd wat oor is? Het ek voete van vrede aan, wat die evangelie gaan uitdra, die beste boodskap wat 'n wêreld kan hoor? Word vanoggend net 'n oomblik stil en hoor die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur? Wie sal vir ons gaan? As jy nie gaan nie, wie gaan?